As julle my blomme stikkens kop met daai bal sal hy hel toe pay wees. Ons oefen vir 2010. Tog julle haat sokker. Die World Cup sokker is op 'n ander vlak. Heel kykbaar op televisie as 'n mens half gesuip is. Enigiets is kykbaar op TV as myself gesuip is. Behalwe die nuus, dan moet jy heeltemal gesuip wees. Ek het gehoor om die nuus op die televisie te doen. Moet die nuuslesers drugs gebruik. Rubbish. Waaroor jy dit? By tennis. Hy het gesê as jy mooi kyk, sal jy sien dat hulle in die kameras kyk met sulke stywe oë. Die kind is reg. Ek het dit al gesien, daai stywe oor. Die hele lot is op drugs. Wel, soos dinge in die land aangaan, sal dit my nie verbaas as die hele bly die regering op drugs is nie. Dis net hulle wat dit kan bekostig. Weet maar hoe duur dit drugs sal word. Ek joke net regtig. Moenie oor so iets joke nie. Dis 'n ma se grootste vrees dat haar kinders drugs gebruik. Ons doen dit nie, ma. Melvin met die werk sê vir my, drugs is the highway to hell. Tennis se stiefma het by haar vorige werk coke gesnyf. Was dit verpligtend? Is jy nou laf? Hoe kan so iets verpligtend wees? Sy was 'n paaldanseres by 'n skirwetklap. Mens kan nie daai werk doen as jy nugter is nie. Is dit en jy ondervinding daarvan? Nee, ek hoor maar hoe die ouens by die werk daaroor praat. Hoor julle saam met wat se gomgatte werk julle pa? He? Nie een van die gomgatte wat saam met my werk, het al in die hof beland, omdat hulle aan 'n vroulike customer gevat of gevroetel het nie. Dr. Proctor is onskuldig bevind in die hof. Op al 23 aanklagte. Daai dokter kyk altyd na mense asof hy jou uittrek met sy oë. Hy doen dit nie met my nie. Niemand doen dit met jou nie. Maar shut up julle nou albei oor my baas asseblief. Julle weet nie wat sy hel daai arme man deur is met die hofsaak nie. Ek sou reken dat die fancy pants dokter meer hel by die huis gekry het as in die hof, Wel, dis nou ook verby. want hulle is geskei. En ons het meer vroue pasiënte as ooit van tevore. Wat sê dit vir jou? Dat daai vatterige backmechanic vir jou 'n verhoging kan gee. Ek het daaraan gedink om vir my koekversier eksamen 'n koek te maak van 'n vrou se borste met 'n valletjie bra aan. Mag jy daarna hierdie koek huis toe bring? Ag, die sterk jy hom nou in sy kwaad. Ek laat nie onbeskofte koeke in my huis toe nie. Wat van onbeskofte terte? Ook nie. Ons sal ek vir Sadie Bosman sê sy moet liewer nie vir ons kom kuier nie. Wanneer het jy haar weer gesien? Eergister het sy 'n kar soontoe gebring vir 'n nuwe exhaust. En jy sê my nou eers. Daar is nog iets wat ek nou eers vir jou wil sê. En dit is? My ma het my gebel en gevra of sy vir 'n weekie kan kom kuier. En toe het jy ja gesê. Ek het nie eens 'n ander keuse gehad nie. Dit is baie moeilik om vir ouma nee te sê. Dis byna onmoontlik. Het jy vir die kinders voorgesê om jou agterin te cover, hè? Want ons almal weet hoe jy oor my ma voel. Wanneer kom sy kuier? Sy het my laasweek al gebel. Dit is nie wat ek jou gevra het nie. Wanneer kom sy kuier? Binnekort en dan moet ek haar by die lughawe gaan haal. Het haar besem gebreek. Wanneer? Vandag. Goodbye. Sy selfoon is op voicemail. Nou wie gaan my nou by die skool gaan aflaai? Ek sê jou gaan aflaai. Ek weet nie hoe ek dit 'n week lank met daai vrou in my huis gaan uithou nie. Waar jy dink daaraan om by tennis te gaan bly vir die week? Hy gaan nêrens nie. Nee, maar laat hom gaan. Dan kan ek vir die week in sy room daar wil intrek. Die spaarkamer is langs my kamer en is heeltemal too close for comfort. Niemand gaan nêrens nie. Ons gaan maar net almal saam moet suffer. Ek kry al klaar 'n narkel op my maag. Ek sal maar vanoggend 'n draai by dokter De Wet gaan maak asof my kalmeerpille kan voorskryf. Ek dink ek moet die TV remote wegsteek. Sê dis weg. Anders gaan ons heeltyd na ouma se programme moet sit en kyk. Ja, ek gaan beslis nie weer koppie na koppie tee vir haar aandra nie. Ek is nie haar persoonlike waitress nie. Wanneer presies het jou pa vir julle gesê dat sy kom? Net nou by die ontbyttafel, net voor maar die toast gebring het. Hy weet dit van laasweek af. Hy was bang om vir ma te sê en daarom het hy gewag vir die regte oomblik, maar dit het nooit gekom nie. Ek wil sy nek omdraai. As ek betyds geweet het, sou ek 'n plan gemaak het om nie by die huis te wees nie. Wat 'n plan? Maar ek sou myself ingeboek het vir die hysterektomie. Ag, dis 'n baie groot en pynvolle operasie, ma. En om jou ouma hier te hê is 'n walk in the park. Nou oordryf, ma. Ek kan niks reg doen in daai vrou se oë nie. Sy het vir my, op my en jou pa se troue gesê, sy dink Wors kon baie beter gedoen het en dat ek hom gevang het met 'n honey trap. Wat's dit? Dat ek hom seksueel verlei het. Okay. Dis jammer ek het gevra. Daaroor wil ek liewer niks hoor nie. Ons was albei skuldig. Ons het albei die fout gemaak oor en oor en oor. In die agterste ry by die drive-in. Ons kon onsself nie help nie, ons was smoor verlief.
Ons is nie die eerste paartjie op aarde wat moes trou nie. Moes ma en pa trou? Maar ons wou in elk geval trou, maar dis daai dikgat broer van jou se ontydigheid wat gemaak het dat ons troudatum moes vervroeg het. Weet Faatjie dit? Lankal. Nou kom hoor ek nou eers daarvan. Want jy's nou eers volwasse genoeg om dit te verstaan. Ek skaam my dood. Dan was ek verkeerd. Jy's nog nie volwasse genoeg om dit te verstaan nie. Vergeet wat ek gesê het. Gaan gee jou broer se kosblik vir hom. Geen wonder ouma vang so gly en ma nie. Ek vang nog 'n groter gly in haar. Sy was nog nie eens getroud toe sy wors gehad het nie. Hy was baie egslik. Ma, het ek reg gehoor? Ek kan aan die uitdrukking in jou gesig sien jy het reg gehoor. Ek is diep geskok. Is daar nie dalk 'n oulike cherry in jou klas wat eensaam is en belangstel om met 'n student uit te gaan nie? As jy 'n kar gehad het, miskien. Maar ek is doodseker daar's nie een wat agter op jou skooter sal wil klim nie. Hel, maar cherries is uitsoekerig. Het jy ook gedink ek is te onvolwasse om my te vertel? Om jou wat te vertel? Dat jy die oorsaak is dat ma en pa moes trou. Huh? Moenie maak asof jy nie weet waarvan ek praat nie. Hoekom moes ma en pa trou? Want ma was spreekies met jou. En pa? Hy het tog dis te grous om aan te dink. Ek is diep teleurgesteld in my ouers. Ek ook. Ek skaam my dood. Dit is miskien die rede hoekom ek nie 'n cherry kan kry nie. Ek word gestraf vir hulle onbeskofte sondes. In die agterste ry by die drive-in. Ek het maar se tas in die spaarkamer gesit. Daar's skoon handdoeke op die bed. Maar ek kan die boonste badkamer gebruik. Ek het my eie handdoek gebring, dankie. Is daar skoon lakens op die bed? Ja, dit ook. My skoon of Molly se skoon? Ag, ma, moet jy nie weer daarmee begin nie. Die lakens is silwerskoon. Moet 'n mens in hierdie huis eers vergaan van die dors voor jy 'n bietjie tee oor jou lippe kry? Kan ek vir ma 'n koppie tee gemaak? Ek wil nie daarvan beskuldig word dat ek op julle nekke lê nie. Ek sal betaal vir die tee. Wat vra julle vir 'n kleinerige koppie? Nou vat ma my in die gesig. Ek het gesê ma kom kuier. Ek verwag nie dat ma vir enigiets wat ma in hierdie huis gebruik moet betaal nie. Wat van die gebruik van die telefoon? Dit ook. Gratis. Ja, ma. Ek is gewoond aan 'n warm breakfast, spek, eiers, toast en alles. Ek weet. Op 'n skinkbord en in bed. Dit weet ek ook, ma. Weet daai vrou van jou? Almal weet. Ek sien die TV remote is nie op sy plek nie. Waar is dit? Ek kan nie my programme mis net omdat ek by julle kuier nie. Ek sal vir die kinders vra waar die remote is, ma. Na my rugoperasie kan ek nie elke 5 minute opspring om die TV-kanaal te verander. Daaroor hoef ma nie te worry nie. Baie mense sit deesdae ordentlike flatscreen TV in hulle spaarkamer vir die gerief van hulle gaste. Ek en Molly het nie eens een in ons eie slaapkamer nie. Ek is jammer. Ek wil niks weet wat in die twee van julle se Sodom en Gomorra kamer aangaan nie. Nou beledig maar my en Molly se slaapkamer. Kraanwater sal ook doen as julle nie tee in die huis het nie. Ons het tee. Ek sal dit gaan maak. Kan jy, as dit nie te veel moeite is nie, my dan na die winkels toe vat? Daar's dringend 'n paar goedjies wat ek moet gaan koop. Soos wat? Antiseptiek, stoflappe, disinfektant, skrobborsel, 'n emmer en 'n paar plastiek handskoene, sulke goedjies. Hoekom wil maar sulke goed gaan koop? Net om die spaarkamer bietjie af te stof. Soos almal weet, verskil my en jou vrou se standaarde effens. Laat ek liewer die tee gaan maak. Onthou om eers die koppie goed warm te maak. Ek gaan met 'n blaasvlam. Skil, jou ouma eet net vars groente. Ons badkamer daarbo ryk soos 'n hospitaal. Want jy weet wie het dit met antiseptiek uitgeskrob. Ouma het bietjie gaan skuins lê en gevra ek moet haar 10 minute voor ons eet wakker maak en om haar te herinner dat sy nie 'n minuut na 6 haar aandete eet nie.
Ja, dan moet ons seker maar maak soos hy sê. Askies, ek ken hom nie so nie. Normaalweg sy ma se moeder al lankal gestrip het. Normaalweg het jou ma nie voor ete al 5 kalmeerpille in nie. Maar moet pas op vir daai goed, straks. Daar is nie 'n manier waarop ek en liewe Heksie in een huis in vrede kan bly sonder dat daar drank of drugs betrokke is nie. Dit is presies so iets wat my kan trigger om weer te begin drink. Miskien is dit wat jou pa wil hê. Waar is jou pa? Op die garage dak. Die man van my weet hoe om weg te kruip. Hy maak 'n lek reg in die dak, ma. Dis sy storie. Glo my, voor hierdie week om is, het hy op al wat 'n dak is geklim. Die garage, die buitekamers, die afdak, al 3 die huise dakke en op vaatjies rond Dawel se grasdak. Gaan nou oordryf, ma. Dis 'n ou storie. As skoolseun was hy meer op sy ouerhuis se dak as in sy kamer. Hoekom? Ja, ouma het hoogtevrees. En op die dak was al plek wat sy hom nie kon bykom nie. Shame. Jou oorlede oupa Aapie het met daai dakklim storie begin. Hy was gereeld op hulle huis se dak. Dis jammer ek het hom nie geken nie. Nou, hy is oorlede toe ek swanger was met jou. Al wat pa gesê het is dat hy dood is in 'n ongeluk. Die polisieverslag het gesê dat hy van die 7 verdieping woonstelblok waar hy toe gebly het, sy dak afgeval het. Dis vreeslik. Persoonlik dink ek hy het afgespring. Wat laat ons so sê? Want 'n vrou en haar man wat op 'n balkon op die 3de verdieping gesit het gesê hulle kon sweer toe hy daar verby hulle trek het, hy kliphard gesing, I believe I can fly. Dit moes 'n paar helse skok gewees. Jou pa en sy pa was nooit juist baie close nie. Eintlik het jou oorlede oupa Aapie helse gly in jou pa gevang. Veral na 'n mediese toets bewys het dat Aapie Visagie sy hele lewe lank onvrugbaar was. Maar ons familie het 'n klomp geraam tussen die kas. Jou pa se familie. Die familie aan my kant is op 'n ander vlak. 'n Hoër vlak. Laat ek dit so verduidelik. Jou pa se familie is hier op die sypaadjie. My familie is hier onder in die gutter. Fancy huis met 'n massiewe tuin, swembad en alles. Maar die TV het nie 'n remote nie. As ek dit nie kry nie, sal ek môre 'n nuwe een gaan koop. Mens moet miskien nie 'n gegewe perd aan die bek ruk nie, maar jy is seker al gewoond aan Molly se kos. Daar was niks fout met die kos nie. Dit was 'n baie lekker aandete en Molly het spesiaal moeite gedoen met die groente vir ma. Ek verwag nie iets spesiaal nie. Ek kan mos sien. Jy is nie gewoond aan kuiermense nie. En ma is. Nee. Om die waarheid te sê. Ek het gedink toe ek in my woonstel in Maagheid intrek dat die familie op my nek sou kom lê. Daar's mos nou die gratis vakansieverblyf by die see. Maar niemand het nog daaroor geslaap nie. Nie eers julle nie. Die kinders is te groot, hulle wil nie meer saam met ons op vakansie gaan nie. Toe ek Maagheid toe getrek het, was Faatjie en Blapsie nog in die laerskool. Ma se tee? Jou koffie? Faatjie het gebel. Hy se pad het laat klas gehad. Ek het sy kos in die lou oond gesit. Gaan jy nie 'n koppie tee saam met ons drink nie? Nee, dankie ma, ek wag eers met my kossak. Moenie vir my sê jy sal weer op een van jou crash diets nie. Nee ma. Ek het nie so gedink nie. As jy was, sou ek die eerste een wees wat sê dit werk nie. Jy's nog meer mollig as ooit. Is dit? Molly is perfek net soos sy is. 'n Man moet iets sê om aan te vat. Te veel is ook nie 'n goeie ding nie. Jy sal self baat vind om 'n paar kilos af te skud, nes jou vrou. Sê maar ek is dik. Die hele familie is dik. Dis nie 'n mooi ding om te sê nie. Flop en onbeskof. Ek is jou ma. Ek hoef nie mooi goedjies te sê nie, ek mag die waarheid praat. Maar dit beteken nie ma mag vir my of my familie beledig nie. Waar hang jou dubbelken al? Jy het 'n maag soos 'n strandbal en groter boobs as jou dogter. Dis nie waar nie. As jy my nie glo nie, vra hierdie ronde vroutjie van jou. Molly, wat dink jy? Jou ma se.
Wat gaan aan? Gaan niemand iets sê nie? Wel, dit is wat gebeur as ouma kom kuier. Dit is presies hoe dit die hele tyd in my ou huis was. Daar was altyd so 'n gespanne atmosfeer. Dit is nie normaal nie. Ek het sommer lus gemaak, hy gebreek dit teen op die dak reg. Sit, jy bly net hier. Waar is ouma? Gaan sy nie saam met ons eet nie? En jou pa het vir haar 'n warm bacon en egg breakfast in bed gevat. Want dit is wat sy bestel het. Hierdie huis is nie 'n verdomde hotel nie. My ma het gesê dit is die minste wat jy vir jou gaste kan doen. Is dit? En as jou ma sê spring, wat sê jy? Hoe hoog? I rest my case. Ma moenie nou vir pa kwaad wees nie. Dis presies wat ouma wil hê. Sy is op haar gelukkigste as pa en ma die Helen is vir mekaar. Die kind is reg. Ek glo nie my ma hou van jou nie. Ek glo ook nie sy hou van jou nie. Sy hou van niemand nie. Daarom moet ons saam staan en nie vir mekaar kwaad wees nie. Ons kan nie toelaat dat ouma hierdie huis verander in die hel nie. Sy is definitief jou kind. Die kind is reg, dit is ons huis. En as gaste hier kom kuier, moet hulle by ons aanpas, nie ons by hulle nie. Pa moet net in charge bly van die TV-remote. As ek dit kan kry, Ek het dit weggesteek, maar ek sal dit vir pa gee. Daar gaan ook nie meer breakfast in bed wees nie. Sy kom sit hier en sy eet wat ons eet of sy dit nou like of nie. kyk, ek stem nou saam met jou in Blapsie. Maar wie gaan al hierdie dinge vir my ma sê? Jy's die man in die huis, laat haar dit ook verstaan. Ja, maar jy is baie beter met woorde as ek. Ek sou daar wees om jou te ondersteun. Ons sal almal daar wees om jou te ondersteun, né, Blapsie? Ja, ma. Faatjie? Ja, maar voor dit is daar iets wat my vreeslik hinder en dit moet uit. Hier aan tafel los jy daai ding wat jou hinder net waar hy is. Dis 'n vraag wat my hinder en ek soek die waarheid. Wat 'n vraag. Sê my asseblief eerlik, was ek die rede dat pa en ma moes trou? Ja, toe sê hom wors. Ja, jy was. O, dan is ek verskriklik jammer dat ek dit aan Male gedoen het. Jy het niks om oor jammer te wees nie. Tot in ewigheid kan ek en jou ma nooit aan 'n beter rede dink nie. Wat van ware liefde? Dis presies wat dit was. In die agterste ry by die drive-in. Korrek, met Faitjie. Jy was dit nou in die lift van die Civic Center se gebou of agter daai ossel waar by die Voortrekker Monument? Die Civic Center se lift. Korrek, die Civic se lift. En weer 'n keer, ware liefde. Maas jy met jou vuil lakens en dan kan jy laundry gaan gooi. Sy wil dit vandag nog was. Ek het 73 antwoorde gekry van cherries wat my wil date. Askies. Hierdie internet dating was 'n briljante idee. En die cherries wat almal vir jou wil date, doen hulle dit gratis. Natuurlik. Dis nie 'n escort diens nie. Al hierdie cherries is soos ek eensaam en op soek na ware liefde. Ware liefde soos ek en jy dit verstaan en nie soos ons kindjie ouers nie. Dis iets waaroor ek nie wil praat nie. Ons kan seker maar net bly wees dat pa en ma nog nie as gevolg van 'n publieke kring televisiekamera op die voorblad van 'n rapport verskyn het in 'n seksvideo skandaal nie. Sê vir my, het al hierdie cherries al vir jou foto's van homself ge-email? Check dit. Ek het dit uitgedruk. Dit is hot cherries, soos die teen my muur. Cherries van my drome. Ek neem aan jy het seker vir hulle ook 'n foto van jouself ge-email. Dit is verpligtend, maar jy mag 'n skuilnaam gebruik. En jou skuilnaam is? Eensame boerewors. En dit is my skuilfoto. Praat dat ek hoor, maar asseblief nie lank nie, want ek kan nie vir Villa Rosa op die TV mis nie. Okay, maar nie lank nie. Ons sal so lank vat as wat ons wil. Ekskuus? Probeer jy nou jou hooligan streke uithaal op jou ma? Dis my huis hierdie. En die gaste moet hier by ons inpas. Jou eie ma ook. Veral sy eie ma. Ek moes kon raai. Wie sit agter hierdie opstand teen die ouer gesag? Maar ons het as familie besluit. Ma is baie welkom as 'n gas in hierdie huis, maar ma kan ons nie hier in die gebied nie. Jou arme oorlede pa
Draai in sy graf as hy moet hoor hoe lelik praat jy van jou ma. Van nou af gaan ma eet wat ons eet. En op die TV kyk waarna ons kyk. Wat was die derde een? Aanmerkings, die huis, die kombuis. En mag maar geen aanmerkings maak oor hoe dit binne in die huis op die kombuis lyk nie. Dit sou moeilik wees. Probeer. Selfs. Ja, probeer. Asseblief. En as ek nie maak, soos julle twee Gestapos in julle fancy uniforms vir my voorskryf nie, Dan sal ek vragtig vir ma by die lughawe gaan aflaai. jy sal dit nie waag nie. Maar ek sal nie huiwer om vir almal wat maak ken te vertel dat Wosie 'n buite-egtelike kind was nie. Ou veral van die mediese toetse. Ja, ek sal skerp ek gemaak gou 'n koppie tee. Wil julle mensies dalk ook 'n ietsie hê? Koffie vir my. Tee, dankie. Cappuccino's vir my en Faitjie. Ek gaan maak dit gou. Jou ma luister na die radio na kamer. Sy het nie gedink ek sal my voet so neersit nie. Ek's mal oor as jy jou voet so neersit. Is dit? Maak dinge my wakker, if you know what I mean. I think I know. Love is in the air.